Goeiedag almal en baie welkom by In die Tunnel. Ons gesels lekker internasionale sport en Namibiese sport wat die naweek plaasvind. Groot internasionale sport. Ek veral kyk na die FA Cup. Ek dink we sê dit maar die beste in Engels, dis die FA Cup final of die FA beker finaal. Dink ek kan ons miskien in Afrikaans sê dit is Manchester City teen hulle speel teen Chelsea. Groot daar by Wembley Stadium. Ons gaan hoor wat sê Pep Guardiola ook in hierdie program. Ons hoor ek wat sê van die ander sokkerafrigters, die Engelse Premier Liga ook Sondag en daar's ook 'n speler wat saamgesels en dan groot rugby. Dit is die Verenigde Rugby Kampioenskap wat voortgaan en ons hoor wat sê Mike Potgieter. Hy gesels saam oor wat met die rugby die naweek kan gebeur. Ook groot golf, dit is die PGA, dit is een van die 4 grootes van die jaar vir die op die manskalender. Masters is nou al agter ons, die meesters, en dit is die PGA toernooi daar in Amerika wat gespeel word in Philadelphia en kom ons gaan ook daar hoor wat sê 2 van die spelers, nommer 1 Scottie Scheffler in die wêreld en dan ook Jordan Spieth wat probeer om die grootes, die 4 grootes almal te kan wen. Hy het al 3 van die 4 grootes gewen en as hy kyk vir die Grand Slam, noem hulle dit, so ons gaan met hom ook gesels. Kyk eens ook wat in Namibië gebeur, maar kom ons skop af met die rugby. Verenigde Rugby Kampioenskap, groot rugby en dit is al Vrydag, die Stormers wat in aksie is, hulle speel teen Cardiff en dan is dit ook die Bulls wat tuis in aksie is, die Sharks ook tuis en die Lions wat wegspeel teen Munster. Kom ons kyk vinnig eers na die puntelys, dis belangrik, was die laaste rondom Talie rond is, hierdie ene speel hulle die laaste 8 en die laaste 4 wat daarna volg, so mens moet nie hoop top 8 probeer bly. Tans is dit die Glasgow Warriors met 60 punte voor, Stormers het 59, dan Leinster 58, so naby daar in die top 3. Belangrik wat die naweek gebeur vir wie speel waar, en dan die Bulls het 54 punte, die Lions 53, hulle kan nog in die top 4 ook eindig, maar moeilike wedstryd vir hulle wat hulle teen Munster speel, en dan is dit 'n Munster in 51ste plek, so belangrik daar ene tussen die Lions en Munster. Cardiff 50, Ulster 50 en Connacht 49, hulle kan ook nog deurgaan. Kom ons kyk eerstens wat gebeur met die Stormers se wedstryd. Stormers speel weg teen Cardiff en ons hoor wat sê Mike Potgieter. Dis die Stormers wat tans tweede op die punteleer lê teen Cardiff wat 7de is. Die Stormers sal hulle self baie gelukkig om weg te stap verlede week met 'n gelykop telling, maar ek weet daar was 'n paar kontroversiële besluite geneem wat ons steeds 'n week later oor praat. Hoe dit ook al sê, die Stormers sal wil aangaan van verlede week se wedstryd af en vir my die groot ding is dat die Stormers weliswaar kan vasval teen Cardiff. Al het hulle klaar gekwalifiseer vir die uitspelronde, is dit nog steeds 'n baie belangrike wedstryd vir hulle om momentum en selfvertroue te bou. Ja, ek weet daar was vraagtekens oor spelers soos Warwick Geland en of die Stormers weliswaar op die regte plek is op 'n kritieke tyd in hierdie toernooi. Hoe dit ook al sê, dis 'n nuwe week, nuwe uitdagings en ek dink die Stormers het genoeg momentum, genoeg selfvertroue en ook genoeg ervaring om die wedstryd teen Cardiff nie net te wen nie, maar oortuigend te wen. Cardiff daarteen is 'n baie gebalanseerde span. Dit is 'n span wat ook baie vraagtekens oor hulle gehad het in die begin van die seisoen, maar so bietjie die 'n jaar of dan nou die seisoen weer terug op die spore gekry het. Hoe dit ook al sê, ek reken die Stormers kan hierdie ene teen Cardiff heel gemaklik en oortuigend wen. Ja, dankie Mike, dit is 'n grootheid, dit is die Stormers wat wegspeel teen Cardiff vir aandwedstryd en kom ons hoop die Stormers kan goed doen op hy sintetiese oppervlak. Dan die volgende waarna ons kan kyk is die Sharks wat teen Zebra speel. Hulle speel 2:15. Dit is in Durban wat hulle speel en hulle kan dit nie meer die top 8 maak nie, maar baie eer op die spel. Kom ons hoor weer eens wat sê Mike Potgieter. In 'n wedstryd wat ek sal sê is bloot vir trots en dit is die Sharks teen Zebra. Die Sharks wat tans 10de lê, Zebra wat 16de lê, soos ek sê, bloot vir trots wat hierdie twee spanne mekaar sal pak, maar die Sharks dink ek wat alreeds sal vorentoe kyk na volgende jaar se Verenigde Rugby Kampioenskap en ander kompetisies toe. Hierdie was 'n seisoen wat baie onwispelturige uitslae vir die Sharks teweeggebring het. Hulle het nuwe afrigters gekry, nuwe spelers gekry en ons sien dit nou in die laaste tyd in die nuus ook dat daar geweldig baie spelers is wat van die Sharks op pad is na onder andere die Bulls toe, maar daar kom ook sekere spelers terug Sharks toe en dis dink ek vir die huidige afrigter JP Peterson 'n riem om in die hart om te sien dat spelers wil terugkeer na die Sharks toe. Ek dink op die stadium is JP Peterson in 'n posisie waar hy net nou sy stelsels en sisteme met die raad sal uit wil klaar en ook sy spelers begin regkry vir die volgende seisoen. Ek dink hierdie wedstryde dien bloot as wedstrydtyd onder die belt en om dalk nuwe kombinasies en nuwe spelers te begin probeer in sekere posisies. Die Sharks is egter 'n span wat Suid-Afrika in die groter en breër prentjie nodig het om baie goed te doen. So, hierdie wedstryd vir selfvertroue en om vir JP Peterson te sê dat hy op die regte pad is in die 10de posisie, 'n baie belangrike wedstryd.
Ja, dankie Mike. Ja, belangrike wedstryd vir die Sharks om weer 'n bietjie momentum terug te kry en eer waarskynlik ook. En dan die Bulls, hulle speel tuis teen Benetton. Dit is 4:00 die middag. Ek dink die Italianers gaan 'n moeilike middag daar in Pretoria hê. Maar ons weer eens kan ons hoor wat sê ons rugbykundige. Dit is Mike Potgieter. Bulls teen Benetton, 'n wedstryd wat die Bulls baie selfvertroue uit verlede week se uitslag teen Zebre sal kry. Hulle het natuurlik baie goed gedoen teen Zebre verlede week, broodnodige punteverskilpunte opgemaak en ook bonuspunte bymekaar geskraap. En dit sit hulle dan nou tans in die 4de posisie. Nou ja, die Bulls sal wil speel om daai 3de plek, dalk selfs as die gunstigde uitslae van die Stormers dalk in hulle gunstel, selfs 'n 2de plek te kan behaal met hulle punteverskil. Dis hoe naby dinge tussen die top 5 dan nou ook is. So enige uitslae van wedstryde wat bo jou lê en onder jou lê, speel nou 'n kardinale rol. En die Bulls het niks minder as 'n wen nodig om hulle self in 'n gunstige posisie te kry. Kan hulle 'n tuisveld semifinaal of uitspelronde steeds kry? Ja, dit is steeds op die prentjies en op die planne vir die Bulls. Johan Ackerman sal verseker sy spanne en troepe wil herinner aan hierdie feit dat alles is nog daar om voor te speel. Maar teen 'n span soos Benetton wat in my insiens die beter Italiaanse span van al die Italiaanse franchises is, dink ek gaan dit 'n opdraande stryd wees, selfs op loftes. Die Bulle gaan moet staat maak op al hulle ervare spelers en ook seker maak dat hulle nie net hierdie wedstryd wen nie, maar met oortuiging wen. Kan hulle dit doen in loftes? Ek reken hulle kan. Ja, dankie Mike. Ek dink die Bulls is die gunsteling en daai in Pretoria. Hulle gaan 5 punte daar kry. So ons gaan kyk waar hulle nou top 4 hopelik kan eindig op hy puntelys. Dan ook Munster wat tuis speel teen die Lions. Dit is 8:45 eers, dit is Saterdag aand Namibiese tyd en 'n moeilike een vir die Lions, maar hulle moet hom wen om ook aan die top 4 te probeer bly of in te kan kom. Maar dit is 'n belangrike wedstryd vir hulle. Kom ons hoor wat sê Mike Potgieter. Nou ja, in 'n wedstryd wat vir die Lions van kardinale belang is om hulle 4de posisie weer terug te kry, dis as die Bulle dalk gly teen 'n span soos Benetton, maar die Lions het hulle self geen guns bewys deur verlede week te verloor teen Leinster nie. Dit het hulle in die 5de posisie geplaas, maar die 4de posisie is nog steeds daar vir hulle. En die kort en die lank daarvan is, ek dink 3 Suid-Afrikaanse spanne wat kwalifiseer vir uitspelrondes is baie goed in 'n seisoen waar die Lions eintlik gewys het dat hulle die beter, meer konstante Suid-Afrikaanse span is, ten spyte van waar hulle lê op die punteleer. Dink ek die Lions het 'n baie goeie seisoen gehad. Hulle lê 5de, hulle is die wenners van die Suid-Afrikaanse skild in die kompetisie en dis 'n span wat geweldig baie selfvertroue het. 'n Span wat baie gelukkig is deur met baie min tot omtrent geen beserings deur hierdie seisoen te gekom het nie, maar ook baie min spelers wat die Lions verlaat. Inteendeel, daar's hier en daar beweringe van spelers wat weer wil terugkeer na die Lions toe. En dis vir my lekker om te hoor. Dis goed om te sien en vir Suid-Afrikaanse rugby is dit van kardinale belang dat die Lions nie net hierdie naweek wen nie, maar aanhou presteer soos wat hulle doen. Kan hulle dit doen teen 'n span soos Munster? Dis die groot vraag. Wegwedstryd in Ierland, dis altyd 'n opdraande stryd teen enige span in Ierland wat nog gesê van Munster wat 'n baie goeie rekord het. En dis 'n span wat tans in die 6de posisie is. Hulle weet en voel hulle sal kan beter en hulle sal dit wil wys teen die Lions. Kom ons hoop dat die Lions se bril hard is. Ja, dankie Mike. 'n Groot een, dit is Munster tuis teen die Lions. Dan ook 'n Leinster wat na sê hulle speel tuis teen Ospreys. Hulle behoort daai net te wen, maar jy weet nooit. Maar kom ons hoor wat sê Jacques Nienaber. Natuurlik, hy was die Springbok afrigter ook. Kom ons hoor wat sê hy wat te wag is in daardie wedstryd. Ospreys is I think I said maybe a couple of weeks ago before Benetton, and it's a team that I don't think when you look at where they're on the log, that probably is justified in terms of the quality of the team. I think there's 6 or 7 players from the Ospreys that were in the Wales squad for the Six Nations. So they're a quality outfit. They've got a good set piece, strong scrum, a good mauling team. They very innovative in terms of their attack, and they will definitely ask questions at our defence regarding that. And then if we want to in any way get our attack going against them, they've got some really good poachers. They're really good at the breakdown. If you think Jack Morgan and those lads are all there, so they across the board they can really hurt you when it comes to your to the defensive breakdown. So it's going to be important for us to make sure that we're on song in that department if we want to give a good
account of us on Saturday. Ja, dit dan Jacques Nienaber en hy's ervare afrigter van Leinster en 'n belangrike rugby die naweek daar in die Verenigde Rugby Kampioenskap. Kom ons gaan na die sokkerveld, lekker sokker, dit is groot sokker, is die FA Cup, ek dink mense sê dit maar in Engels, die beste vereniging van Engelse sokker se uitspeel rond is eintlik, wat miskien dit in Afrikaans die beste verduidelik, en dit is die eindstryd, en dit is by Wembley, en dit is Saterdag, en dit is 4 uur afskoptyd, Namibiese tyd, Manchester City, wat speel teen Chelsea, Manchester City wat eintlik 3 titels hierdie jaar nog kan wen, hulle klaar die Carabao beker gewen, hulle kan die FA Cup natuurlik wen die naweek Saterdag, en dan is nog in die wedloop vir die Engelse Premierliga. Wat al gebeur in die verlede, dit is Chelsea en Man United of Manchester City wat al baie keer dit gewen het. Dit is 8 keer wat Chelsea dit al gewen het. Eerste keer in 1970, die laaste keer 2018. En dan is dit Manchester City wat dit al 7 keer gewen het. Ver terug al in 1904 al die eerste keer gewen het en in 2023 van Manchester United in die eindstryd geklop om hulle 7de titel te kan inpalm. 4 agtereenvolgende eindstryd wat hulle in die FA Cup speel. Maar kom ons hoor wat sê Pep Guardiola, veral met hom gesels oor dis 'n besige tyd. Hy moet nog in die Engelse Premierliga ook baie wedstryde speel. Hierso is Pep Guardiola. Well, it's not, of course, the FA Cup final, but after Bournemouth, 3 days. Chelsea had been all week at home, training, preparing the final. We have to travel to London. They will be at home with their wives and kids. So that is fatigue. And of course, we have a lot. When I have full confidence for all the squad. Imagine players didn't play today, and they are so good in that. So, I thought that we need energy, and Savio have incredible game. The both strikers, Antoine and Omar as well, always score the goals, always they score when they are close. And in general was really, really good against a team like always create a problem. And really pleased. 3 goals Brentford, 3 goals here. I cannot, ask for more. And now just incredible focus, and we have to rest and focus in the final. So it's a pleasure to go to Cathedral again for English football to play against the final. Hopefully the results will be better than the last 2 times. Dit dan Pep Guardiola, ja, so groot eindstryd, dit is die FA Cup wat gespeel word, en dit is komende naweek, en dit is Saterdag by Wembley. Kom ons vat eers 'n advertensiebreek. As ons terugkom, dan kyk ons na nog sokker, Engelse Premierliga, en ons kyk ook wat op die golfbaan gebeur met die groot PGA die manstoer wat in Amerika gespeel word. Namibia is a land of movement, with waves that never stop reaching forward. Here, adventure is not something we search for. It is something we are born into. In every corner of this country, creativity rises, from artists, from athletes, from dreamers. And when the world comes to explore Namibia, they discover something extraordinary. Because when sport moves people, creativity moves ideas, and tourism moves the world toward us. Something powerful happens. A platform where movement meets imagination, where industries connect, where opportunity grows, where Namibia's next chapter begins. Welcome to the Creative Sport Tourism Expo. Exhibit, partner, experience. Creative Sport Tourism. Welkom terug by die Tunnel. Ons gesels lekker internasionale sport en sport ook in Namibië natuurlik, en ons het gekyk na die FA Cup wat die eindstryd tussen Manchester City en ook Chelsea by die naweek gaan plaasvind, maar daar's nog Engelse Premierliga ook, belangrike sokker natuurlik, en ek dink Manchester City se ondersteuners gaan so een oog ook hou wat maandag gebeur as Arsenal weer speel. Maar tans op die punte leer, dit is baie naby, nog net 2 wedstryde om te gaan vir al die spanne. Arsenal het 79 punte na 36 wedstryde, en ook na 36 wedstryde Manchester City het 77, net 2
2 punte tussen hulle en dan Manchester United lê 4 of 3de met 65. Liverpool lê in die 5de plek, die 4de plek eintlik lê hulle met 59 punte en Aston Villa het ook 59. So dit is baie naby daar aan die boonste kant, maar niemand kan wen behalwe Manchester City of Arsenal nie. So dit gaan belangrik wees. Maandag is dit Arsenal wat in aksie is teen Burnley en dit is Manchester City wat ook dan die Dinsdag speel teen Bournemouth. Kom ons kyk watter wedstryde die naweek plaasvind. Dit is Aston Villa wat speel teen Liverpool en dan Sondag is dit Manchester United teen Nottingham Forest. En Nottingham Forest wat met 43 punte ook nog probeer om nie die afbreek of die onderste kant die relegasie in daai kategorie in te val nie en tans is dit die onderste plek Wolverhampton met 18, Burnley met 21, West Ham met 36 punte en dan Tottenham Hotspur met 38. So tussen Tottenham Hotspur en West Ham wat hulle gaan uitspook waarskynlik wat ene bly en wat ene word gerelegeer, soos baie op die spel. En so kom ons hoor wat sê een van Nottingham Forest se spelers. Dit is Ola Aina en hy het gesels sommer oor die sokker en die vorm tans van Nottingham Forest. Yeah, you can say more goals. You can say, players coming back from injury and whatnot. Obviously, the boss has done a fantastic job behind the scenes. Obviously, getting everyone to build into his philosophy and how he wants to go forward. But ultimately, I think it's just hard work. Dit dan Ola Aina, hy is van Nottingham Forest en hulle speel teen Manchester United 'n wegwedstryd. Brentford speel teen Crystal Palace en dan Leeds speel teen Brighton. Leeds ook 'n belangrike wedstryd vir hulle. En kom ons hoor wat sê hulle afrigter. Dit is Daniel Varke en hy gee vir ons 'n idee van wat alles nou daar tans aangaan by Leeds Soccer Club. I rarely had a situation that I didn't have to fight to the last second. Even last game day of last season, we won the title in the last second. Before I had to go to the last game day, I know how stressful it is, and of course you have to keep your nerves. You have to keep your cool, because no player wants during this period a manager who is losing his nerves or losing his cool on the sideline. And you have to be there in order to help your team. You have to be there with good decisions for the team. You have to lead the whole group and the whole club during this, and this is decisive if you have a good and positive outcome or not. And for that, for everyone who's involved and can feel with them and fingers across for them, we are just happy that we have achieved our main goal, but we'll also keep going to the end. Dit dan Daniel Varke, die afrigter van Leeds United. Ander wedstryde, Wolverhampton teen Fulham, dit is Everton wat speel teen Sunderland en dan is dit ook Newcastle wat speel teen West Ham en Arsenal wat natuurlik dan Maandag speel 'n belangrike wedstryd teen Burnley. Hulle laaste wedstryd gaan ook 'n wegwedstryd wees teen Crystal Palace en dan is dit Manchester City wat Dinsdag speel teen Bournemouth en hulle laaste wedstryd is 'n tuiswedstryd teen Aston Villa. So baie op die spel in die Engelse Premierliga. Kom ons beweeg aan na die golfbaan en is 'n groot, dit is by Arrownemenks noem hulle dit, is die baan se naam, dis in Philadelphia daar in Amerika, Amerikaanse PGA, die tweede major van die jaar en dit is al die groot spelers in die wêreld wat speel, wêreld nommer 1, Scottie Scheffler, Rory McIlroy is daar, Bryson DeChambeau van Liv Golf is ook daar en dan Cameron Young en Tommy Fleetwood, daar's 'n klomp wat mense kan noem, Justin Rose, 'n klomp gunstelinge, moeilik om te bepaal wie gaan wen, maar ek dink hy wêreldsnommer 1, 2, 3, saam met Bryson DeChambeau waarskynlik moeilik om te klop. Maar kom ons hoor, wat sê Jordan Spieth, waar my belangrik is om te hoor wat hy sê, want hy het al 3 majors gewen. Die 4-1 wat vir hom kort vir die Grand Slam is die PGA en so hy het al die Britse Ope gewen, hy het die Amerikaanse Ope al gewen en die Meesters, so die PGA kon hy nog nie, so dit baie op die spel vir hom en nou kom ons hoor wat sê Jordan Spieth. It doesn't. If you're talking about scheduling and stuff like that, I mean, our schedules are kind of pretty set in stone. We, if you're in the elevated events, you tend to want to play them unless you have the luxury of maybe being able to miss one. Like for me right now with Dallas and Fort Worth, I'm in an interesting part of the schedule, but having played 2 very difficult golf courses leading into this is helpful, I think. I don't mind a 3rd week in the row. I've played some of my best golf, having been the 3rd week in a row, but I got to get kind of some legs under me after the last 2, and everybody's kind of doing that. I think most of the field played last week, so one of a few places. So as far as the career Grand Slam, it's this tournament's always highlighted. If I could win one more tournament in my life, it would obviously be this one for that reason. But the easiest way to do that is to not try to, in a weird way, just go out and get ready for the first hole, get a good game plan in and attack it the way it needs to be attacked. And my game's
been getting better and better, and it's plenty good enough to have a chance to win. So it's just about working my way into contention. I was able to do that a couple weeks ago. That was being in the last couple groups on the weekend was the first time this season. So I'm glad I was there, and hopefully this I can do that this week and do better. Hulle dan Jordan Spieth, hy is in redelike goeie vorm, nie sleg gevaar in Charlotte die vorige toernooi nie, en dan kom ons kyk wat hy kan doen. Dalk kan hy het wen, dan is hy net saam met groot name, saam met Tiger Woods, Gary Player, en dit is Jack Nicklaus, en ook Rory McIlroy wat op daai lys is, ek dink Ben Hogan ook, soos 'n belangrike lys, 'n kort lys, wat net al vier die majors kon wen. Wêrelds nommer 1, altyd 'n speler om dop te hou. Kom ons hoor wat sê Scottie Scheffler, wat hy ook te wagte is van die toernooi. I wouldn't say it's possible to do that just because of the environment at the tournament. I think each one has kind of their own feel. When you look at the Masters, you look at the practice rounds there, and the Masters is like the only place on earth where people actually follow the rules because they're just afraid to get kicked out all the time. And so those practice rounds are actually quite calm in terms of there's not a lot of yelling, there's nobody running around, there's not a ton of noise, except when you're swinging, there's camera clicks on every single shot because people are allowed to have real cameras out there. So you're at the top of your backswing for every practice round, it's just camera clicks. And then you come to this one and there's a lot of noise, there's a lot of energy, and I think that's why you can't quite treat them the same because there's just so much energy around the tournament. Like you come into the press room, there's more people, there's more fans, there's more noise, there's just a lot more stuff going on. But over the course of my career, I've felt like if I show up at a tournament, I'm there to give the tournament my best, and in that sense, I feel like I've done a really good job of approaching a lot of the events with the same mindset, and that's to go out and do my best. And if I want a week off, I'm going to stay at home. I'm not going to show up at a tournament to have a week off, and just because it's a lot more restful to be at home. Hulle dan Scottie Scheffler, hy is die wêrelds nommer 1, een van die gunstelinge in daai PGA toernooi. Dit maak natuurlik Sondag klaar, dan is dit die 4de ronde word gespeel daar in Philadelphia in Amerika. Ook Suid-Afrikaners, 4 van hulle wat in aksie is, Aldrich Potgieter het 'n vroeë afsluittyd al donderdag gehad, en dan Casey Jarvis wat ook speel, en dan Christian Bezuidenhout en Garrick Hugo eerder, en dit is die 4 Suid-Afrikaners wat daar in aksie is in die Amerikaanse PGA. Kom ons sluit hierdie week se in die tonnel af met 'n nuus van Namibië. Namibiese sport, daar is 'n lekker cricket om oor te praat, baie cricket, en dit kan ook gevolg word op NTV en op aanlyn ook word dit uitgesaai. Dit is Saterdag, dis die Nedbank, dis die Desert Ice T20 cricket wat gespeel word. Dit is by United se velde, en dit is al 9:00 is dit die Central Sunrisers, hulle speel teen die Etongo Kudus, en dit is 9:00 die oggend. En natuurlik volg hierdie wedstryde, dit is op kanaal 285 op NTV, ook op oneup2.com. Aanlyn kan dit natuurlik gevolg word, en dan 2:00 die middag op dieselfde veld is dit die UNAM Zebras, hulle speel teen die Green Mambas, en so dis lekker cricket, T20 opwindende cricket by United. Sondag gaan dit voort, daar's ook een wedstryd 9:00 die oggend, dis die Rand Whisperers, hulle speel teen CCD Tigers, dit is 9:00 die oggend. Natuurlik volg hierdie wedstryd ook op oneup2.com, aanlyn kan gevolg word. Dit is die lekker Nedbank Desert Ice T20 cricket. Ook fietsry wat die naweek plaasvind in Namibië, en dit is die Pedal Power fietsry, dit is in Windhoek, dit is dag 2 al, 7:30 Saterdag, dis daar by die Koevenberg Bult noem hulle dit, hulle noem die Mamba Climb, dink ek noem hulle hom ook in Engels, en dit is 7:30, en dan Sondag ook is dit daar op die Lughawe pad wat hulle voortgaan. Dit word moontlik gemaak deur Nedbank natuurlik, so dis lekker fietsry ook. Maar dit is ons internasionale sport en Namibiese sport van die tonnel vir hierdie week. Hoop is 'n baie lekker sport naweek. Sterkte met al die sport. Ek gaan na die FA Cup natuurlik kyk. Altyd lekker, en die senuwees is op van al daai rugby wat nog moet gespeel word in die Verenigde Rugby Kampioenskap. Baie op die spel. Hopelik kan die Lions en die Bulls en die Stormers goeie plekke losspeel in die uitspel, en hopelik 'n paar tuis semifinale. Ons het lekker saam gekuier. Tot volgende week wanneer ons weer kuier in die tonnel. Groete en lekker sport naweek.